Goeiemôre, ek is Frederik Pretorius. Ons lees vanoggend uit 1 Petrus 5 vers 10. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Daar is sekere waarhede in die Christelike geloof wat maklik is om te verstaan, maar moeilik is om te glo. Een daarvan is die waarheid dat God ons liefhet. Nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons goed genoeg is nie, nie omdat ons hom eers lief gehad het nie, maar bloot omdat hy 'n God van genade is. Wanneer ons eerlik raak oor onsself, ontdek ons hoe diep ons nood werklik is. Ons sien ons sonde, ons mislukkings en ons tekortkominge. Ons sien hoeveel dinge in ons lewe nog nie is soos dit behoort te wees nie. Maar nou ontstaan daar 'n vraag: hoe reageer God op mense soos ons? Baie mense dink God reageer met teleurstelling, ander dink hy reageer met afstand. Sommige leef met 'n voortdurende gevoel dat God eintlik kwaad is vir hulle en net wag dat hulle weer moet misluk. Maar dit is nie die beeld wat die Bybel gee nie. Petrus noem hom die God van alle genade. As ons 'n oomblik daaroor dink, hy is nie bloot 'n God wat soms genade bewys nie. Hy is nie 'n God wat genade gee wanneer ons dit verdien nie. Hy is die God van alle genade. Genade vloei uit sy karakter. Dit is wie hy is. Dit beteken nie dat God sonde goed praat nie. Inteendeel, hy haat sonde meer as wat ons ooit sal verstaan. Maar dit beteken dat hy die sondaars liefhet op 'n manier wat ons verstand te bowe gaan. Die wonderlike deel van die evangelie is nie dat God weet wie ek is nie. Die wonderlike deel is dat God weet wie ek is en my nog steeds liefhet. Hy ken elke gedagte, hy ken elke sonde, hy ken elke mislukking. Hy ken selfs die dinge van my waarvan niemand anders weet nie. En tog het hy besluit om my nie weg te stoot nie. En hy besluit om my nader te trek. Ons sien dit die duidelikste in Jesus Christus. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy nie vir regverdige mense gesterf nie. Hy het vir sondaars gesterf. Hy het nie gewag dat ons eers beter word voordat hy ons liefhet nie. Sy liefde is juis die rede waarom hy gekom het. Dikwels leef ons asof God se liefde wissel volgens ons prestasie. Wanneer ons 'n goeie dag gehad het, voel ons God is naby. Wanneer ons struikel, voel ons God het verder weg beweeg. Maar die kruis leer ons iets anders. God se liefde word nie gemeet aan my prestasie nie. God se liefde word gemeet aan Christus. En Christus verander nie. Daarom verander God se liefde vir sy kinders ook nie. Ja, hy tugtig ons. Ja, hy vorm ons. Ja, hy roep ons tot bekering. Maar hy hou nooit op om sy kinders lief te hê nie. En dit is juis hierdie liefde wat ons verander. 'n Mens wat voortdurend probeer om God se liefde verdien, leef in vrees. Maar 'n mens wat weet dat hy reeds deur God liefgehê word, begin om uit dankbaarheid te leef. Dan word gehoorsaamheid nie meer 'n poging om God te beïndruk nie. Dit word 'n reaksie op sy liefde. Miskien voel jy vandag moedeloos oor jou geestelike lewe. Miskien kyk jy terug op hierdie week en sien jy meer mislukkings as oorwinnings. Miskien wonder jy of God nog geduldig met jou is. Luister dan na Petrus se woorde. Die God van alle genade
Nie net vir ander mense nie, ook vir jou. Nie net vir jou verlede nie, ook vir jou vandag. Nie net vir jou sterk dae nie, ook vir jou swak dae. Die God wat jou geroep het, is die God wat jou sal dra. Die God wat jou lief gehad het, is die God wat jou steeds lief het. En die God wat sy werk in jou begin het, sal dit voltooi. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nie vir my lief is op grond van wat ek is en wie ek is en wat ek gedoen het nie, maar op grond van U genade. Wanneer ek moedeloos raak oor my sonde en swakheid, help my om weer na Christus te kyk. Laat my rus in U onveranderlike liefde en leef uit dankbaarheid vir alles wat U aan my gedoen het. Amen.